Engels? Afrikaans? Jy Afrikaans bly? Ek sê die Engels sê nooit. Okay, gooi ons vandag met die Engels. Miskien is hy reg. Want dit wat ek soek sien ek nie die Afrikaanse swaar nie. Matteus 12. Wie gaan vir ons Matteus 12? Gaan nie vir ons Matteus 12 doen. En dan soek ek iemand vir Matteus 27, maar ek soek die Engelse een vir daai een. Matteus 27. Ek jou maar gaan Matteus 27. Ek weet nie of jou vertaling is, maar my vertaling sê nie wat ek soek nie. Maar Gerda is Matteus 12. Nee, maar Gerda is Matteus 27. O, 27. Magdalene is Matteus 12. O. Is jy ook Matteus 27? Ja, ek sal in Afrikaans. Ek weet nie of kan julle onthou nie. 'n hele lang ruk terug. Chris. En ek nie weet of jy hom kan onthou nie. Het ek gepraat oor 'n skildenaar wat sy naam Leonardo da Vinci is. En hy is bekend vir baie dinge. Maar hy is onder andere bekend vir die laaste avondmaal. Kan jy dit, weet jy dit? Okay. So hy het die mannetjies daar, hy het die ding uiteengesit. Tafel waar die manne sit. Toe gaan soek hy vir iemand wat soos Jesus lyk. Volgens hom nou soos Jesus lyk, om sy gesig te gebruik vir Jesus. By die ander apostels het hy nou, disciples, het hy nou klaar geteken, maar daar's twee wat hy nie geteken het. So hy soek toe vir Jesus. En hy kry toe, nou ek weet nie hoe lang gesoek nie, kry vir Jesus. En hy gebruik hom na sy model om Jesus te skilder. Toe vat dit hom 4 jaar om 'n Judas te kry. Hy kon nie 'n Judas kry. En eendag stap hy by 'n plek om te gaan eet en daar sit 'n bedelaar hier en nog hierdie is 'n Judas. Hy lyk soos 'n Judas. En hy tel hom op en hy vra hom, weet, sal jy vir my modelleer as 'n Judas? En die ou begin huil en huil en huil. En hy sê, nou wat? Hy sê 4 jaar terug het jy my gevra om Jesus te wees. Wat het gebeur? Wat het gebeur? Jesus kom, Lazarus in die graf. Jesus sê, Lazarus kom uit. En dit is 'n wonderwerk, Lazarus kom uit. En Jesus sê vir hom, trek hom aan, geef hom sy klere, laat hy gaan. Lees ons weer van Lazarus. Jesus het 'n vrou wat na hom toe kom, deur die skare beer en hom aanraak. En hy sê vir haar, jou geloof het jou genees. Hoor ons weer van hom? So van 'n vrou wat by die put sit. En hy vertel vir haar van haar 5 mans en al probleme in haar lewe. En sy hart loop uit en sy verkondig, is dit die Messias, is dit die Messias? En hulle kom, hoor ons weer van hom? Daar's 'n vrou, wat die owerstes hier op die grond voor hom neergooi en sy is betrap en oorspil en ek weet nie wat nie. En Jesus buig af en hy skryf op die sand. En hy sê, laat een van julle wat geen sonde het nie die eerste steen gooi. Niemand gooi niks nie. En Jesus vra vir haar, waar is hulle wat jy aangekla? Sy sê nee, sy weet nie. Hy sê, wel, hulle is nie hier, so gaan en sondig nie meer. Hoor ons weer van hom? So baie mense in die woord wat ons van hoor, en wat ons van lees, en wat mense preke oor preek, hoor ons net nooit meer van nie. Wanneer begin die evangelie? Volgens ons, wanneer begin die evangelie? Na die kruisiging van Jesus. Toe die mense moes uitgegaan, en gaan verkondig, wie was hy, wat het hy gedoen. Maar die evangelie begin met 'n ander Jesus, nie Jesus van Nazareth. Hey, nou, pastoor, nou is jy op hulle grond, jong. Matteus 27 vers 17. Lees my eers die Engelse ene. Ek hoor op jy reg. Therefore, when they were gathered together, Paul said unto him, whom will you that I realize unto you? Barnabas, or Jesus which is called Christ? Afrikaans sê? Sy sê, aangesien die mense top by mekaar was, het Pilatus hulle gevra, wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat?
Jesus Barabbas of Jesus wat Christus genoem word? Het julle daai gehoor? Jesus, Barabbas, of Jesus, een wat hulle Christus noem. So Jesus, Barabbas. Nou moet ons mooi lees. Barabbas, Bar, beteken seun, Abba. Lees gou vir my, wat sê daar Matteus? Wat het ek vir jou gesê? Matteus Seun van die Vader. Matteus 12 vers 40. Daar's baie van in die Bybel, dis die eerste wat ek gesoek het. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die wyk verplig is, so sal die seun van die mens So sal die seun van die mense, die seun van die mense. Jesus in die tuin roep hy uit Abba. En na Abba direk na sy Vader. Abba, Vader. Hy sê dat hierdie beker by my verbygaan. Met ander woorde, wanneer ons praat van Vader, praat ons van Vader. Maar wanneer kinders iets vir jou soek, met die dogtertjies, kom met hulle oogies, dan moet jy weet, die soek nou iets, iets special. Dan sal hulle sê, Abba. Is nou 'n special vernoeming na die Vader. Hulle soek nou iets. Barabbas, seun van die Vader. Maar Jesus het hom voorgestel as seun van die mens. En julle sien wat het Pontius Pilatus gedoen. Hy het gevra, wie moet ek vrylaat? Wat het Jesus? Barabbas? Seun van die Vader. Of die een wat hom noem die Christus, nie Jesus die Christus, die een wat hom noem die Christus. En die mense het hom gepoor en gesmeek, laat Barabbas vry. Laat Barabbas vry. Weet jy wat het Barabbas gedoen? Hy was in tronk nie net vermoord nie, hy was 'n scoundrel. Hy was 'n moeilikheidmaker. Gestry gewone moordenaars het hulle onthoof. Maar vir die ouens wat meer as moordenaars is, wat allerlei nonsens en dinge aan, wat higher criminals is, hulle het hulle gekruisig. Dis hoekom daar reeds kruise op Golgotha reggeplaas. Dis gemaak vir Barabbas. Maar hy besluit die mense toe nou, nee, set hom vry, laat los vir daai Barabbas. En kruisig dan in sy plek Jesus, wat hom noem die Christus. Wat beteken dit vir ons? Barabbas, die skuldige, is vrygelaat, sodat die onskuldige die prys vir ons gaan betaal. Maak dit sin vir jou? Ja. Barabbas moes op die kruis gaan sterf, want hy het dit verdien. Maar Christus was sy substituut. Die mense, die skares, het hom laat gaan, hy wat skuldig was, sodat hy onskuldige kan offer. Is dit nie evangelie nie? Ja. Ons, elkeen, ek en jy, is 'n Barabbas op 'n tyd gewees. Dit wat hy voor gestaan het, dit het ons gedoen. Ja. Ek en jy was die Barabbas, wat al klaar reeds 'n vonnis op die bergreg gestaan het, vir sy straf. Maar wat het gebeur? Iets awesomes. Iets awesomes. In die tuin sê Jesus, Abba, met ander woorde, hy vra mooi. Abba, Vader, laat dit verbygaan. Hierdie beker wat jy het vir my te drink, laat dit verbygaan. Maar nie u wil nie, maar nie my wil nie, Here, maar u wil. En God wil ons vir ons gesê. Hy weet, dit gaan nie vir Jesus 'n prys kos. Hy weet, dit gaan hom 'n seën kos. Maar hy sien die wêreld stikken en hy het nodig om na die prys te kry. Ek en jy kan nie dit betaal. Ek en jy kan nie, al sit ons almal ons goedes in mekaar, kan nie betaal wat ons verskuldig is aan die Here. Maar hy kon, want tussen al die skuldiges was hy die enigste onskuldige. En weet jy wat, terwyl hy op aangekla het, hy die woord gesê. Ja. En die Psalm sê, hy is soos 'n lam ter slagte gelei, sonder te stry. Het jy al sien wat doen bokke en beeste as hulle weet hulle word geslag?
dan kyk na skaap. Hy aanvaar maar net sy lot. En nou, so Barabbas, wat het van hom geword? Ons weet nie. Net soos van die ander, ons weet nie. Ons hoop is net, hulle die lig gesien en hulle het 'n regte besluit geneem. Want in die woord sê hy, moenie nou warm wees. Wees eerder koud of warm. Want as jy koud of warm is, dan staan jy op 'n draad, dan weet jy nie watter kant toe wil jy wees nie. Die Here kan met jou werk. Maar wanneer jy lou is, kan jy nie jou mind opmaak nie, die Here kan nie met jou werk. Want jy sal weet wat is goed, maar jy is nie lus om 'n besluit te neem. Want jy's 'n draadsitter. Jy weet wat is verkeerd. Daarom probeer jy dit nie doen nie, maar jy wil ook nie die regte dinge doen. Jy's 'n draadsitter. As jy koud is, kan die Here jou gebruik. As jy warm is, kan die Here jou gebruik. Ons moet nie so lewe dat wanneer die Vader na ons kyk, hy nie met ons kan werk. Dis 'n moeilike ding, want daar's so baie mense mooi. Daar's so baie lou mense wat dink hulle is op die regte pad. Wat glo hulle is op die regte pad. Maar omdat die Here nie met hulle kan werk nie, gaan hulle oë op die verkeerde plek oopmaak. Eina, maar dis die waarheid. Wees eerder koud, dan kan ek jou gebruik. Of wees eerder warm, dan kan ek jou gebruik. En ek hoop nie ons kerk is een van daardie nie, maar daar is so baie kerke wat so preek en so vir ons die lewe voorspel, dat ons moet net lou warm hoef te wees in die sondag. Dis nie wat die woord sê. Hy sê, wanneer jy lou warm is, dan moet jy uit jou mond uitspoeg. Want anders het geen use vir jou. Mens spoeg iets uit wat jy geen use vir jou. Maar jy tel op en jy werk met iets wat jy kan doen. As jy koud is, kan die Here jou lewe verander. Weet jy wat as jy lou is? Kan jy bid en tot jy blou is, jou lewe gaan nie verander. Want jy glo nie dat hy wat kan, dit kan doen nie. Jy het dit gehoor en jy het dit gesien, maar jy glo nie dit wat jy kan doen nie. Jy is lou warm. Die Here kan niks vir jou doen. Eina pas toe, dis die waarheid. As jy koud is en jy vra vir iets, dan kan die Here vir jou gee. As jy warm is en jy vra iets, het die Here dit reeds vir jou. Maar die gevaar ding is daai louheid. So as die woord na jou toe kom, hoor jy dit? Maak dit sin vir jou? Aanvaar jy dit? Beproef jy dit? Pas jy dit toe? En glo jy dit, al sien jy nog nie resultate. Want dit is wat geloof is. Die Here het gesê, ek is genees, omdat Jesus op die kruis het vir my gedoen. Bid ek? Ja. Glo? Ja. Sien ek dit? Nog nie. Beteken nie ek is lou warm. Jy moet aanhou glo, tot dit manifesteer. Die lou warm ou sê dit het nie gewerk. Ja. Een keer gebid, 2 keer gebid, dit werk nie. Here kan dit nie doen nie, wil dit nie doen nie. Ek is dalk nie. Hy het Christene wat ook al. Dit beteken jou geloof is met die Here. Dit beteken jy is op 'n gevaarlike plek. Jy is lou warm. Jy is useless. As ek so kan sê, eintlik maar na die tyd kom dik as jy maar. Maar dit is, die Here kan net gebruik as jy koud is en as jy warm is. In ons harte moet ons daai besluit neem. Wil ek warm wees? Wil ek 'n Barabbas volg? Of wil ek seën van die mens wat uitgekom vir ons, sodat ons aan die regterhand van die Vader sal kan sit. Amen. En miskien die Barabbas se lewe omgedraai. Ek meen, as jy dan sien iemand doen dit vir jou wat jy nie verdien het nie, betaal hy vir jou. Hy beklei nie daaroor nie, hy stry nie daaroor nie, hy doen dit. Ek is seker daai vrou met die bloeding
is op en weg en is hoor nie van haar nie. Ek is seker sy moes haar lewe omgedraai. Hoe kan jy so iets ervaar in jou lewe en nog steeds lou wees? Jy kan nie. Glo ek. Wat van die laat sou omgedraai en terugkom het? Jesus het hom sê, gaan en sê niemand nie. Wat het hy gedoen? Hy het gaan vertel, man, jy kan nie as die Here jou aangeraak het stil bly. Maar as jy lou is, dan sal jy niks sê nie. Maar wanneer jy warm is, dan sal dit uit jou mond uit vloei. En wanneer jy koud is en jy ontvang dit, dan wil jy dit uit jou mond uit laat vloei. Ek kan vir jare nie geglo hoekom moet mense disipelskap aanbied nie. As jy dan 'n kind van die Here is dit wat jy wil doen. Jy wil 'n disipel wees. Ja, toe kom ek agter hulle leer jy om net dinge te doen. Maar ek kon nie verstaan het hoekom moet jy klas loop vir dit nie. Dis dan wie jy is, dis wat jy wil doen. Jy wil oorloop van dit wat God in jou gedoen het. En ek is dankbaar. 39 jaar toe word ek gered. Daar was mense in hulle 80's wat nog nie gered is. Wat er nog 'n kans vir is. Maar hy moenie daaroor wees nie. Dit is gevaarlik om te dink jy is waar jy nie is nie. Ja. Jy moet weet waar jy is. Jy moenie hoop en dink waar jy is nie. Jy moet weet waar jy is. As jy nie weet nie, besoek die woord en kyk waar is jy. Want die woord sal vir jou sê waar jy is. Want die woord gaan vir jou sê om op sekere dinge te vertrou. En as jy daar gaan vertrou en glo, dan moet jy weet jy's reg. Maar as jy daaroor gaan wonder, dan is jy nie waar jy moet wees nie. Want die woord is die waarheid, punt. As die woord dan sê, jy is ten volle genees, dan is jy ten volle genees. Jy kan nie omdraai en loop en sê ek wonder. As die woord dan vir jou sê, hy voorsien vir jou, dan moet jy dit glo. Dit maak nie saak wat jy sien in jou kas en jou beurs nie, hy is my voorsiener, dis wat jy glo. Want jy is lou as jy gaan sit en wonder. Ons is almal skuldig daaraan. Dit is moeilik om te sien die maand is nog ver en die beursie is half leeg. Maar ons moet nie lou wees daaroor. Kom ons wees warm daaroor. My God sal voorsien. Punt. Op die kruis het hy gesê dis volbring. Jou finansies is volbring aan die kruis. Amen. En ek glo met my hart, want my koning het geskryf oor Christus. Die duiwel kan met daai skaapdingetjie doen wat hy wil en hy kan maar skaap soveel as wat hy wil. Hy kan nie skaapman sê as jy warm is. Hy kan jou net in daai plek sit as jy lou is. En weet jy wat gebeur met lou goeders? Hulle raak so gewoond daaraan dat hulle nie wil verander. Ja. Want dit is lekker. Ek kry nie koud nie, ek kry nie warm. Ek is nie lekker. Ek is gemaklik. Jy sien het kook hulle paras. Hulle gooi hulle nie in warm water met hulle spring uit. Sit hom in koud water maar om stadig warm. Dis wat die vyand met my en jou wil doen. Hy wil stadig. Want as ons 'n beskielike besluit moet neem, is in koud en warm, dan moet ons die regte besluit neem. Hy likes dit niks nie. Hy wil jou nou hê. Want dan dink jy is gereed. Jy dink jy's reg. Dan is daar verbasing op jou gesig. As daai wegraap plaasvind en hier staan jy op die aarde. En die ander is weg. Maar ek is dan reg. Ek het dan gehoor van die Here, ek het dan geglo, ek het dan kerk toe gegaan. Jy was lou my maat, jy was lou. Het julle genoeg versies gelees? Glo julle my nou? So Barabbas, volgens my, is verteenwoordigend van ek en jou gewees van die wêreld. Skuldig, soos nog iets soos ek en jy. En die onskuldige het in jou plek gegaan. Sodat jy kan vryloop. En dit wat in die kruis gedoen. Is dit nie awesome nie? Awesome. Of is dit net, ek dink dit was awesome.
Ek het vir 39 jaar lank gedink, ek is 'n Barabbas. Totdat ek agtergekom het, dit help my niks. As dinge in my lewe wat ek toemaak en afsit en aflê. Weet jy wat? Kom ek praat uit my kamer uit. Maar ek nie wie kyk op die video nie. Toe ons harte vir die Here gegee het en ons by ons toe, en ons gaan begin in die bediening, het vriende en familie ons gelos. Guess wat, ons het beter is te kry. Ja. Ons het beter is te kry. Want as jy warm is, gaan jy vorentoe. As jy koud is, sal nog hoop vir jou vorentoe gaan. Maar as jy nou is, word jy gespoeg. Waar eindig spoeg? Op die grond. Ek het niks met dit doen. Amen. Staan saam met my. Vader, ons dankie dat U 'n goeie God is. Amen. Here, U is awesome. U is ons alfa, U is ons omega. Ons begin en ons einde, Here, want ons opstaan en wat ons gaan lê, is U dieselfde, Here. Want gister was U so gewees, eergister was U so gewees, Here. En believe it or not, môre, Here, gaan U ook so wees. U is Amen. altyd net goed. Alles wat goed is, Here, kom van U af. En wanneer iets op pad langs kom, Here, wat nie goed is nie, dan weet ek, Here, my God sal alles ten goeie laat uitwerk. Amen. En dat hy 'n goeie God is. Ek bid, Here, vat hierdie woord wat in ons hart is. Dat die Gees dit vir ons kan oopmaak en verder oopmaak en oopbreek, Here, sodat ons dit kan toepas in ons lewens, Here. Sodat ons kan warm wees, sodat ons kan kokend wees vir die Here. Ons Amen. bid dit, Here, in die naam van Jesus. Amen. Amen. Amen.